we praise your name. Hallelujah. Come Jesus, come. Hallelujah. Oh, dankie vir die teenwoordigheid. Yes, hallelujah. Sometimes I fall Yes, hallelujah. to my knees and pray. We worship your name. Come, Jesus, come. Let today be the day. Oh, hallelujah. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Oh, we praise your name. Oh, come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn us around. Deep down I know this world isn't known. Come Jesus, come. Come Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no chains when Jesus comes. Yes, oh my Lord. Let today be the day He'll come for the weak and the strong just the same, and all will believe. Oh, believe in the power of His name. Oh, come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. God, the turn is around. But deep down I know the world isn't known. Oh, come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day He'll come, Oh, Lord, and we stand face to face. come and Lay it all down. Oh, it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your Paths will be wide. Oh, Lord, by the rivers of grace. Oh, come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt, oh, and right every wrong. We need you right now.
En ek wil vanmôre met jou praat oor die laaste gedeelte rondom die tema, die bonatuurlike God. Ek wil vir jou lees Efesiërs 3 vers 20. Ons almal ken hom, ek kon hom nie laasweek in Engels lees nie, ek moes 'n vertaling kry, wat ek hom kon lees in Engels. Net hierdie een sinnetjie hy sê, en aan hom wat mag het om te doen. Aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink. God het mag om te doen, ver bo alles wat ek en jy ooit kan dink of kan bid. Die een vertaling, een van die inspirational vertaling skryf soos volg, hy sê, God can do anything. Ek kan jy vanmôre net saam met my preek vanmôre, sê net gou vir die een naby jou, dat God kan alles doen. God kan alles doen. Niks is vir die Here onmoontlik nie. God can do anything, you know. Far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. God is die God van die onmoontlike. God is die God van die bonatuurlike. God is die God wat kan doen wat hy sê hy kan doen. Ek voel die teenwoordigheid van die Heilige Gees in hierdie dienste. As jy dit glo, kan jy net vanmôre sê, Here, dankie. U is die God van die bonatuurlike. U is die God van die onmoontlike. U is die God wat alles kan doen. Die afgelope 2 naweke is ons aandag daarop gefestig dat God is 'n God van die bonatuurlike. Ons het hier uitgestap met die wete dat by God is alle dinge moontlik. Ek het gesê en ek wil dit vanmôre weer sê dat ek en jy moenie 'n beperking plaas op 'n onbeperkte God nie. Moenie 'n beperking plaas op 'n onbeperkte God nie. Die Engels skryf dit so mooi, do not limit a limitless God. En ons het verder gepraat en ek jaag my, want ek wil 5 minute stil staan met wat ek eintlik vanmôre wil sê, en dan wil ek aangaan met die diens, soos wat die Heilige Gees my lei. En ons het vir mekaar gesê, en ons het gepraat oor die feit dat die Here, wat in die dimensie of die realm van die ewigheid bly, homself manifesteer in ons lewe. Met ander woorde, wat ek vanmôre vir jou sê is, dat God stel belang in my en jou lewe. Die Here weet wat in my en jou lewe aan die gang is, en ek wil dit vanmôre vir jou sê, dat die Here wil ingryp in ons lewe. En ek sê dit nie vanmôre, hierdie volgende gedeelte, as dit nie vir jou is nie, dan is dit vir my vanoggend. Ek het so 'n stukkie vanoggend vroeg, ek kon nie slaap nie, ek het dit nie, Saterdag aande is ek en die Here, en so 12 uur, 1 uur vannag, toe staan ek op, toe is ek met die Here besig daar in my studeerkamer, en ek skryf hierdie iets, en dit was so mooi, ek het dit sommer op my Facebook gesit, en ek wil dit vir jou lees, dat die Here verander die normale loop van gebeure tot my en jou voordeel. Die Here verander die verloop van gebeure tot my en jou voordeel. Ek het vir jou gesê dat die definisie van 'n wonderwerk is dat iets wat normaalweg sou gebeur nie. Dit is 'n wonderwerk. Ag, kan ek gou vanmôre net met iemand praat wat vanmôre getuienis saam met hom dra? Kan ek vanmôre net vir iemand in die huis sê dat kanker moes gewen het? Ek het 'n familielid wat kan getuig. Leon het vanmôre gebid. Ek wil vanmôre sê dat kanker moes gewen het, maar God het ingegryp. Hier's mense wat vanmôre hierso sit. Jy moes in 'n ongeluk moes jou lewe gekos het, maar die Here het ingegryp. Ek wil vanmôre sê, hier's manne en hierdie vroue in die plek. Jy moes nie die werk gekry het nie, maar God het vir jou die deure oopgemaak.
kan ek met ons jong mense praat, jy moes nie die beurs gekry het nie, jy moes nie die eksamen geslaag het nie, want dit was 'n riller van 'n vraestelle, maar die Here het ingegrype. Dis die God wat ek en jy aanbid, 'n God wat kan ingryp in ons lewe. 'n God van die bonatuurlike. Ek praat eendag met 'n man. Is julle met my vanoggend? Ai, hier's besoekers vanmôre en ek het myself so mooi beloof ek moet my gedra. Oom Otto, ek is gewoonlik okay hoor. Ek is opgewonde want ek ervaar dat die Here gaan iets doen. Jy weet, partykeer raak mense groot in hulle self. En nou kom stap 'n persoon eendag na my toe. Nie in Grabouw nie, Grabouw het net mooi mense. En daar stap 'n man na my toe, hy sê vir my, pastoor, hy sê, ek wil net vir jou sê, dat ek gaan ophou om 10de te betaal. Ek skimp nie, ek sê net wat hy vir my gesê het. Hy sê, ek gaan ophou om by te dra. Ek sê vir hom, maar hoekom, as ek mag vra? Hy sê vir my, want die Here doen vir my niks. En mens skryf partykeer mos so heilige tore nie in jou binneste. En ek vererg my op 'n Bybelse manier. En ek sê vir hom, weet jy wat? Daar's dinge wat die Here vir jou gedoen het, waarvan jy nie eers weet nie. Ek wil hê kind van die Here, terwyl jy hier sit vanmôre en jy voel partykeer, die Here het vir my vergete. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat daar gaan eendag wees, wat ek en jy vir die Here gaan wees, en dan gaan ek en jy besef, van die dinge, wat die Here vir my en jou gedoen het, die dinge, waarvan die Here ons bewaar het, dit wat die Here oor ons lewe afgesny het, wat ons nie eers van weet nie. Baie dae sê ek, Here, dankie vir die dinge, wat U in my lewe doen, waarvan ek nie eers geweet het nie. Dankie vir die dinge wat U gedoen het, wat niemand eers kon raak sien nie. Want God is 'n God wat omgee. God is 'n God wat ingryp in die lewe van mense. Nou hier is die gedeelte waarvan ek nie hou om oor te praat nie. Maar mag ek dit maar sê vanoggend? Die duiwel of die vyand hou nie daarvan as die Here werk nie. 'n absolute onaanvaarbare kanseltaal wil ek vanmôre vir jou sê, die duiwel like dit niks as God werk nie. Want die duiwel weet, as God begin te werk, het hy probleme. Die duiwel weet, as die Here begin werk, as sy Heilige Gees begin te manifesteer, dan verloor hy grondgebied. Die duiwel hou niks daarvan, as God werk nie. En omdat die duiwel niks daarvan hou as die Here, en ek wil nie vanmôre oor hom praat nie, dis nie my gunsteling onderwerp nie, maar jy moet weet vanmôre, dat omdat die vyand nie daarvan hou, as die Here werk nie, sal die vyand ook alles doen, om te probeer verhoed, dat die Here werk. Hy sal nou vir jou planne maak. En ek wil vir jou sê, dat die duiwel het nie altyd nodig om 'n plan te maak nie, hy het planne. Hy het meer as 6000 jaar sy ondervinding daarin om mense se lewens te verwoes. En hy is altyd besig om 'n plan te maak om te keer dat God werk. Ek is op pad iewers heen. Bly by my. 2 Korintiërs 2 vers 10, hy verklaar dit. Hy praat oor die planne van die vyand. Hy sê, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. Dis wat hy doen. Hy bedrieg. Enigiets doen dat God net nie werk nie. Hy sê, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, dan skryf hy vers 11. Hy sê, want ons is nie met sy planne onbekend nie. Kan ek vir jou sê, kind van die Here, jy moet in jou gees, moet jy wakker genoeg wees om die plan van die vyand in jou lewe te sien en te identifiseer. Party mense skrik eers wakker wanneer hulle binne in die slaguister getrap het.
Ek en jy moet leer om die stryk of die plan van die vyand te sien voordat jy daarin trap. En kan ek dit vanmôre net so tong in die kies sê, en ek gaan nou weer daaroor praat, dat as daar iets is wat moet terugkom in die huis van die Here, dan is dit die gees van onderskeidinge. As daar weer iets is wat terug moet kom binne in die kerk, is dit die stem van die profete, wat kan sê, so sê die Here. Is iets in die lig, ek sukkel met hierdie keel. Die ander vertaling skryf, hy sê sodat die Satan, dieselfde skrifgedeelte net 'n ander vertaling. Hy sê sodat die Satan nie die oorhand oor ons kry nie. Hy wil wen. Sodat die Satan nie die oorhand oor ons kry nie, dan skryf hy verder. Ons is immers nie onbekend met sy planne nie. As hy nie daar is, dan ek vergeet om hom op te sit, ek vra hom verskoning. Hy sê, ons is immers nie onbekend met sy planne nie. Met ander woorde, die woord van die Here verklaar, dat ek en jy moet sy planne ken, en ons moet sy plan raak sien. En ek wil vanmôre net nog vir so 10 minute, wil ek vanmôre, ek het nie tyd om te sê wat ek wil sê, en ek wil volgende week aangaan met iets anders, maar ek wil net vanmôre kyk na 1 of 2 planne van die vyand, wat wil manifesteer in God se werk in Suid-Afrika. Is dit oukei? Die duiwel weet, dat God is die eerste een. Die duiwel weet, dat die Here werk waar daar eensgesindheid is. Die Here werk waar daar eensgesindheid is. Die Here werk waar daar vrede is. Die vyand werk waar kinders van die Here in liefde kan saamkom. Kan ek by jou praat volgend? Een van die kragtigste wapens. Ek gaan oor 1 of 2 van hierdie goed praat, en die res gaan ek noem. Kan ek vir jou sê vanmôre, een van die kragtigste wapens van die vyand is verdeeldheid. As die vyand kan verdeeldheid saai, dan weet hy, die Here gaan nie werk nie. Verdeeldheid keer die werk van die Here. God seën nie verdeeldheid nie. Kyk wat sê die Bybel, daar is soveel skrifte hieroor, maar kom ek lees dit 1 of 2. Markus 3:24 skryf, hy sê die woorde. Hy sê, nou as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. Dis 'n goddelike beginsel wat geld vir alles. 'n Besigheid waar die personeel heeltyd beklei, gaan nie staan nie. 'n Huishouding waar die man en die vrou heeltyd beklei, gaan nie staan nie. 'n Werk van die Here waar mense heeltyd beklei, gaan nie staan nie. Want verdeeldheid vernietig. Ek beklei nie, ek sê net, dis die waarheid. Hy sê, as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie. Kyk wat skryf Psalm 133. Hy sê, ek wil dit vir jou lees, ek wil dit uit my Bybel uit lees, dieselfde Bybel as wat jy het vanmôre. Hy sê, kyk hoe goed en lieflik is dit as broers, en kom ons kan ek maar bysit, met respek, as broers en susters saam woon. Dan 'n woorde waar daar eenheid is, dan skryf hy hoekom. Hy sê, dis soos kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, die afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal op die berge van Sion. Hy sê, want daar gebied die Here sy seën. Met ander woorde, wat die woord van die Here vir ons leer, dat as ek en jy die seën van die Here op ons lewens wil hê, as ek en jy in die huis van die Here wil wees, en ons wil hê, dat die Here moet werk, moet ek en jy op 'n plek kom, waar ons beywer vir eenheid, waar ons die verdeeldheid in ons midde toelaat nie.
Dis moeiliker om amen te sê op die ene as wat dit is om te hoor dat die Here gaan jou seën hê. Maar God is 'n God van eenheid. En ek begin met hierdie gedagte, en ek weet nie hoekom lei die Gees van die Here my dat ek nou vanmôre daaroor moet praat nie, maar ek wil net nog 1 of 2 goed sê. En ek begin te lees die woord van die Here oor verdeeldheid. En daai klas van goed. En ek kom tot 'n skokkende besef wat ek en jy nie altyd van bewus is nie. En dit is dat daar is min dinge in die Bybel waarteen daar so ernstig gewaarsku word as soos oor verdeeldheid. Die Bybel is baie ernstig oor 'n gees van verdeeldheid. Kyk wat skryf 1 Korintiërs 1 vers 10. Hy sê, ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eensstemmig te wees. En dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Eensgesind. Die Engel sê, NLT, New Living Translation, hy skryf, let there be no division in the church. Hoekom? Want 'n kerk wat verdeeld is, sal nie staan nie. Hy skryf Romeine 16, hierdie is ernstig, hy sê, ek vermaan julle broeders. Kyk, hulle preek nie meer vandag hierdie goed nie. Die goed, as jy hierdie goed preek, is jy in die moeilikheid. Hy sê, ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog, wat tweedrag en aanstoot veroorsaak. Hy sê, kyk, soek daai wat die moeilikheid maak. Hy sê, ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog, wat tweedrag en aanstoot veroorsaak, teen die leer wat julle geleer het. Hy sê, en vermy hulle. Hoekom? Want God is 'n God van eenheid. Een vertaling skryf, hy sê, moenie in mense wat verdeeldheid saai, se struik val nie. Judas vers 18 sê, hy sê, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dis 'n eina woord, maar dis 'n waar woord. Hy sê, in die laaste dae sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Dan skryf hy die volgende vers, hy sê, dit is hulle. Wie? Hulle wat volgens hulle eie begeerlikhede. Hy sê, dit is hulle wat skering maak. Sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Sinnelik beteken mense wat gerig is op die aardse. Die Bybel sê, hy sê, daar gaan in die laaste dae, gaan daar spotters wees, wat volgens hulle eie begeerlikhede gaan optree, en dit is hulle wat die skeringe in God se werk wil maak. Want as die vyand dit kan keer, dat daar eenheid is. Kan ek gou vir jou sê vanmôre, verdeeldheid breek eenheid. Verdeeldheid maak seer. Verdeeldheid doen skade aan God se werk. Verdeeldheid hinder die werkinge van die Heilige Gees. Kan ek vir jou nog iets bysê, en as jy nie wil amen sê nie, sê eina, maar ek gaan dit skaamteloos sê vanmôre, 'n kind van God vergewe. 'n kind van God spreek vry. 'n kind van God vergeet. 'n kind van God los die dinge wat agter is, los hy daar agter. 'n kind van God bewaar die vrede. 'n kind van God jaag die vrede. 'n kind van God maak vrede, want God is 'n God van eenheid. Kan ek vanmôre, en ek is dodelik bang en ek is dodelik allergies vir kerkpolitiek, maar kan ek vanmôre vir jou sê, ek sit hierdie week met iemand in gesels en die trane loop en die trane drup op die tafel voor my van mense wat seë gekry het binne God se werk oor verdeeldheid. Ek wil hê terwyl jy daar sit vanmôre, dink terug oor jou lewe, hoeveel mense het seë gekry in die kerk, hoeveel mense lê langs die pad wat eens op 'n tyd die Here gedien het oor verdeeldheid binne in die kerk. Kan ek vanmôre 'n verklaring maak, die Here moet Grabouw aanbiddingsentrum help, dat ons 'n kerk sal wees van liefde, van eenheid, van eensgesindheid, wat mekaar kan optel en nie mekaar in die grond intrap nie. As die vyand net kan verdeeldheid saai.
Maar ons is nie met sy planne onbekend nie. Ons sal staan teen verdeeldheid en ons sal beklei vir eenheid. Is julle okay vir nog een? Dis 'n eina een die. Ek is bang om oor hierdie een te praat, maar ek gaan oor hom praat vanmôre en ek gaan dit net vinnig noem, want ek het nie tyd nie, daar's nog iets wat ons vanmôre moet doen in hierdie huis. Ons ken die plan van die vyand. Eerste plan waaroor ek vanmôre wil praat is dat die vyand soek verdeeldheid. Hy soek verdeeldheid. As ek en Kyle net vir mekaar kan kwaad raak, en as ek en Kyle net nooit dit kan uitpraat nie, dan is die duiwel gelukkig. Ons leef in 'n tyd, die tweede een. Ons leef in 'n tyd wat 'n demoniese gees. Ek het ure spandeer op hierdie onderwerp en ek gaan nie vanmôre daaroor in detail praat nie, maar hoor my en glo my as ek vanmôre vir jou sê dat ons leef in 'n tyd waar 'n demoniese gees uit die hel uit wil manifesteer soos nooit vantevore nie. Hulle gee vir die ding baie name. Kan ek hom ook maar 'n naam gee vanmôre? Ek wil vanmôre met jou praat oor 'n gees. Kom ons noem dit dan maar die gees van Jezebel. Ek moet nou nie aan jou vrou tik nie, ek praat van 'n gees, nie van 'n persoon nie. Praat van 'n gees wat manifesteer. En ons almal het dit gesien. Kan ek vanmôre Jezebel definieer? Gees van Jezebel is 'n gees van rebellie wat deur mense werk. Jezebel is 'n gees van rebellie wat manifesteer om God se werk te vernietig. Dis 'n gees wat party mense binne in hulle ronddra, omdat hulle die kamers van hulle hart oopgemaak het, en 9 uit 10 kom die gees van Jezebel in 'n persoon in, as gevolg van rebellie teen gesag. Dis die waarheid. Jezebel werk teen God se gees. Met ander woorde, die werk van die Here wil in die rigting gaan. Jezebel wil in die rigting gaan. Jezebel rebelleer teen enige vorm van gesag. Jezebel teiken God se werk. Jezebel teiken die leiers in God se werk. Het jy al net eendag jou selfoon gevat of jou rekenaar en dan of TikTok en Instagram of Facebook of wat is die goed wat hulle alles en kyk net hoeveel mense maak dit hulle besigheid om predikante en geestelike leiers uitmekaar uit te trek. Die arme predikant of die arme leier kan nie asemhaal nie of hy's 'n demoon. Dis 'n gees van Jezebel wat die instrumente van God wil aanval. Ek het hierdie week vir iemand gesê, hou op om te glo al die twak wat jy op die media sien. Is julle met my vanmôre? Jy sien wat Jezebel so gevaarlik maak. Ek praat van Jezebel, ek praat van daai gees wat manifesteer. Hier's niemand hier met die naam van Jezebel nie. Hy het dit my al oorgekom in die laggie. Bedien oor Jezebel, en sit daar 'n antie, haar naam is Jezebel. Dit het al gebeur. Wat Jezebel, die gees van Jezebel so gevaarlik maak, is dat Jezebel manifesteer altyd met 'n skyn van godsaligheid. Jezebel lyk so heilig, lyk so veilig, lyk so na aan die Here. So groot kind van die Here. Bybel sê die duiwel self vermom hom soos 'n engel van die lig. Dit is wat Jezebel so gevaarlik maak, want Jezebel lyk so reg. En mense is so bang om Jezebel op haar plek te sit. Kan ek vanmôre vir jou sê, die gees van onderskeiding moet terugkom in die kerk. Kyk, want jy het een gees van Jezebel nodig om 'n hele gemeente te manipuleer. Jy het een gees nodig om 'n hele gemeente op te breek. Ek het dit gesien in my lewe. Ek wil klaarmaak, ek wil klaarmaak, ons moet nog iets doen. Weet jy hoe ken jy 'n Jezebel? Gees. 'n Jezebel gees wil altyd hulle sin hê. O jene, sê nou vir Jezebel nee, en kyk wat gebeur.
Ek kyk hierdie week, of nie die weekie laas week is daar's 'n ou nou iemand met dit nie met my doen nie. Maar hulle bel die vrou en dit is die vrou is 'n prominente as 'n antie binne in die kerk. Met respek gesê. En sy was gewoond om 'n pannekoektafel te hou. Dis nou 'n simpel voorbeeld. Jennifer lag. Het jy daai een gehoor, Jennifer? En die vrou is gewoond, sy maak 'n pannekoektafel op 'n oggend vir die kerkmense. En hulle maak toe 'n grap en hulle neem haar op en hulle sê vir die tannie, "Tannie, die nuwe pastoor het besluit, jy maak nie meer jou pannekoektafel nie." Toe moet jy hoor wat kom uit. Toe moet jy hoor, daar kom uit, want Jezebel wil haar sin hê, en as Jezebel nie haar sin het nie, dis nou mans en vroue, 'n Jezebel wat nie 'n sin kry nie, gooi 'n tantrum. En 'n Jezebel wat nie sin kry nie, is spiteful. OK, ek wil nou nie dit doen nie, nou gaan sit ek in my hoekie, ek los julle alleen. Dis Jezebel. Want Jezebel wil altyd, ons het nie sulke mense hier nie, Jezebel wil altyd hulle sin hê. Jezebel wil manipuleer. Mag hy my oor praat vanmôre? Jezebel sê, dis my manier of geen manier nie. En Jezebel gebruik ander mense se liefde en omgee om hulle mee te manipuleer. Hulle noem dit emosionele afpersing. Hierdie kind weet, ek is baie lief vir haar. Voorbeeld, maar ek is lief vir jou, my skat. Hierdie kind weet, dit 'n voorbeeld, sy weet ek is lief vir haar, nou gebruik sy my liefde vir haar om my te manipuleer, om haar sin te kry, en dit is baie keer wat Jezebel doen, binne in die huis van die Here, hy gebruik mense se omgee, en sy vriendskap, en sy gevoelens, om te manipuleer. Ek gooi nie klip vanmôre nie, ek skimp nie, die Bybel sê, ons is nie met sy planne onbekend nie, ons gaan hierdie goed sien voor dit gebeur. Kan ek nog een sê vanmôre? 'n Jezebel isoleer. Jezebel haal altyd mense onder 'n gesagsstruktuur uit. Iemand met 'n gees van Jezebel haal iemand uit 'n kerk uit waar die gees van die Here manipuleer, waar die gees van die Here werk. Nee, ons gaan nou nie meer kerk toe nie. Nee, daai kerk is nie reg nie. Nee, dit, nee, dat. Jezebel isoleer mense. Jezebel breek families op. Jezebel isoleer mense, breek gesinne op, vat mense weg uit hulle families uit. Weet julle waarvan ek praat vanmôre? Nog net 2, dan se klaar. Jezebel is altyd besig met 'n verkeerde of 'n valse doktrine. Jy moet nou hoor, dat Jezebel, kyk, ons leef in 'n tyd, daar's nog nooit in die geskiedenis van hierdie wêreld soveel twak wat van kanstels afgepreek word soos vandag nie. Vir elke sonde is daar 'n regverdiging. Vir elke dwaling is daar 'n storie. Vir elke ding is daar 'n regverdiging. Jezebel is altyd besig met 'n valsheid. Is altyd besig, en dit is hoe sy mense verlei, want dit is iemand wat met 'n skyn van godsaligheid kom, en dan verlei hulle mense met leuns. Iemand het my hierdie week iets gesê, en ek sê dit vir die persoon, weet jy hoe werk rottegif? Rottegif is 98% lekker kos en net 2% gif. En dit is 'n dwaalleer, is amper die waarheid, maar dis nie die waarheid nie. 'n laaste een. En Jezebel is arrogant. Die eerste teken want die eerste manier hoe jy sien, daar's 'n fout in iemand se geestelike mondering, is arrogansie, kom in. Jezebel het geen respek vir niks of niemand nie. Geen respek vir geen gesag nie. Niks en niemand nie. Jezebel, ja. En die vyand weet, as hy daardie gees in huise kan instuur, as hy daardie gees in gemeentes kan instuur, dan sal die Here nooit kan werk nie. Maar ek dank die Here. Ons leef in die profetiese tyd van 1 Konings 18,
van God. Kerk, ek wil jy met my hoor. Ek profeteer vir jou oop oë vanmôre dat die Here is besig, dat terwyl daar 'n gees van Elia, van Jezebel is wat besig is om te manifesteer, is die Here besig om manne en vroue op te wek by die gees van 'n Elia wat die Jezebels sal wegjaag sodat die naam van die Here weer sal triomfeer. Die vyand wil verdeeldheid saai. Ons gaan dit nie toelaat nie. Die vyand wil daai gees van Jezebel, daai manipulerende gees in die werk van God inblaas. Ons gaan dit nie toelaat nie. Ek wil net hierdie twee noem, ek gaan nie daaroor praat nie. Die vyand is verskriklik lief vir mense wat 'n gees het van kritiek. Derde een is kritiek. Ek het nie tyd om oor kritiek te praat vanmôre nie. Ek wil net gou iets by jou los. Mense kritiseer wat hulle nie verstaan nie. Mense kritiseer goed wat hulle nie weet nie. Ek het geleer, as jy nie iets verstaan nie, bly eerder stil. Ek het nou 'n dag 'n videoetjie op my Facebook-blad gesit van mense wat dans onder die krag van die Here en 'n Pinksterpastoor kom spoel sy mond uit. Gaan niks daaroor sê nie. 'n Gees van kritiek. Die gees van die Here kan nie werk waar mense sit met 'n gees van kritiek nie. Die laaste een is 'n vleeslike gesindheid. Die vleeslike gesindheid, ek staan vanmôre in my studeerkamer en ek bid. En terwyl ek bid, toe doen ek iets. Maar die gees van die Here is in my studeerkamer vanmôre en ek doen iets wat ek nie besef het, ek doen nie. En terwyl ek besig is om te bid, toe vat ek my voet en ek trek so 'n streep op die grond en dit is asof ek begin te profeteer en ek wil vanmôre vir mense sê, besluit watter kant jy wil staan, besluit of jy die Here gaan dien of jy nie die Here gaan dien nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. As die Here God is, dien die Here, maar jy kan nie wydsbeen oor die lyn loop nie. En jy sien dit so baie, dat die mense loop met een voet, loop hulle in die vlees, en met een voet wil hulle in die gees loop, en wanneer die Here nie gebede antwoord nie, dan wonder hulle, hoekom is die Here vir my kwaad? Was jy maar koud, of was jy maar warm, maar omdat jy lou is. Ons praat oor 'n bonatuurlike God vanmôre. En ek wil vanmôre hierdie reeks sluit ek af om vir jou te sê dat die vyand wil nie hê dat die Here moet werk nie. En die 4 goed wat die vyand die meeste gebruik om die werking van God te keer is verdeeldheid, is die gees van Jezebel, is 'n gees van kritiek en is 'n vleeslike gesindheid. Ek gaan nie vanmôre oor sonde praat nie.